Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ons na hoe God ons van binne af verander. Ons kernvers vandag is Jeremia 31 vers 33. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle hart skryf. Maats, wanneer ons van jou hart praat, bedoel ons nie net die deel in jou lyf wat klop nie net die orgaan nie. Ons praat van die plek waar jou gevoelens, jou keuses en jou gedagtes vandaan kom. Dit is die deel van jou wat kies. Gaan ek vriendelik wees of lelik? Gaan ek deel met ander of gaan ek alles vir myself hou? Gaan ek luister of gaan ek mense ignoreer? Het jy al ooit probeer om iets reg te doen en dan maak jy weer dieselfde fout? Miskien het jy gesê, ek gaan vandag mooi praat en toe raak jy kwaad. Of ek gaan deel, maar toe wil jy nie. Dit gebeur met ons almal. En in Jeremia se tyd was dit ook so. Die mense het geweet wat reg is, maar hulle het dit nie altyd gedoen nie. En wat doen God? Hy sê iets baie spesiaal. Hy sê, ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. In plaas daarvan dat God net vir mense sê wat hulle moet doen, gaan hy iets binne in hulle verander. Hy verander hulle harte. En dit beteken, jy doen nie net goeie dinge omdat iemand vir jou sê jy moet nie. Jy doen dit omdat jy wil. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God ons van binne af verander. Hy help ons nie net om reg op te tree nie, maar om reg op te wil tree. Ware verandering begin in jou hart. Tweedens, soos 'n plant wat groei, verander ons harte oor tyd. En ons moet geduldig wees met onsself, want God is besig. En laastens leer ons dat wanneer jy kies om reg te doen, God in jou hart werk. Klein keuses en veranderinge help ons om meer soos Jesus te word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U my hart ken en dat U in my hart werk. Help my om goeie keuses te maak elke dag en om meer soos U te wees. Amen. Daar sy maats, die volgende keer wanneer jy sukkel en wanneer jy voel dat jy dieselfde foute maak oor en oor, onthou, God is besig om jou hart te verander. En elke goeie keuse wat jy maak, is deel van daardie verandering. Tot volgende keer. Totsiens!